Ek wil julle elkeen vanmôre hartlik welkom hier in die huis van ons Vader. En dit is nie net ons nie, dit is ook sy huis. Ek wil vanmôre verskoning maak vir pastoor en Here. Hulle het gesê dat die rus nodig was hulle uitgeput. Ja, ek dink dat die week dat ons afgehaal het die naweek, dat ons in besig hou. En ja, as ek vanmôre met die woord bring, in sy plek is vir die Here op my hart te lê, om die week en die Here my besig hou het. En iemand maar met my geduldig wees vanoggend. Ek kry warm, ek is bietjie op my stene wees, en maak in die woord uitbring, sodat jy moet uitgaan vanoggend. En ek iemand met my bietjie gou net 'n paar minute gee vir die die woord gaan begin. Ek gaan vir julle dit 'n illustrasie gee van wat baie keer in ons daaglikse lewens gebeur. En broer Sien gaan my vir daarmee help. En julle moet net mooi oplet wat hier gaan gebeur. Goeiemôre. Môre. Ek sien net is ons baie. Ja, ek het al 'n paar jaar was van daar. So op die einde van die dag raak ek maar beter met dit en so kom jy by kompetisies en dan so erg jy die baadjie. Okay. So jy het nie vir jou boetie gekry of vir jou oom op 'n garant gekry of Nee. Laat nie. Nee. As jy neem, ek het dit sien net nou so ingegooi. Ek dink as jy aan die ander kant omgooi, kan jy 'n bietjie dieper kan gooi. En jou viskop is bietjie te kort vir wat jy eintlik wil doen hierso. Ja, nee, die vis wat ek opvang is ek die stokkie reg. En dan hier hoe ek gegooi het, kom dit daar as wonder pin en so dit werk. Die hier hoe jy so wil gooi, gaan nie lekker werk nie. Okay. Maar as ek nou so saam kyk, ek dink jou lyn is bietjie te dik. Dis hoekom ek so stadig ingegaan het. Nee, dis nie. Jy sal sien nou, as ek die vis opvang het, dan gaan ek 'n bietjie trek, bietjie los, bietjie met hom speel. Maar dis sien wat ek kry. Maar as jy seker die regte hoek aan. Ja, die regte hoek aan. Okay. As ek die baas wat daarop is, die vis op aan daai. Okay. Nee, maar ek dink ook jy spreek verkeerd dit. Vir hierdie dam, jy moet daai piesangvlewer gebruik vir hierdie dam. Nee, hierdie dip wat ek hiervan is vir my wat bergpons haar hierdie jare. So gaan nie anders te gaan nie. Okay. En die hoeke het vir my klein, ek weet nie. Nee, die hoeke, daai hoek maak nie saak nie, want as die aas gemaak is, gaan die vis nie die hoek sien, jy gaan net gaan vir die aas. Nee, maar as jy nou regtig wil leer vis vang, ek sal 'n bietjie paar tips kan gee. Ja, en hoe lank vang jy? Nee man, ek is nou so 3 maande op YouTube video's net. En ek is af en toe dat ek nou 'n trend kyk op Survivor of iets, nou, sien ek hulle vis vang. Ek het al baie goeie tips gevang in my lewe. Nee, hierdie wat ek doen dit al vir 30 jaar, so vir 30 jaar het ons geoefen gebou op dit wat ons weet. So, ons kan werk met hierdie. Okay. Maar as jy net terug staan, jy sal sien, as jy sien werk het. As jy alles net los in die hande. Dankie, ek kan vir jou kyk. Dankie broer Sien. Ek gaan môre die woordsdele bring, broers en susters. Ek gaan julle terugvat na 'n baie bekende gedeelte in die woord wat die Here mee begin besig hou. Ek dink daar is nie iemand in hierdie kerk wat nog nie gehoor het van Noag en die ark nie. En ons lees daar in Genesis 6 vanaf in Genesis 6 vanaf 13 begin ons te lees. En God het vir Noag gesê, die einde van alles vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak jou ark van koperhout met afdelings wat jy die ark maak en dit binne-in en buite met put besprei. So moet jy dit maak, 300 L in lengte, en van die ark 50 L breed en 30 L hoog. 'n Opening moet jy in die ark maak, en op die maat van 'n L moet dit
aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit, jy moet die onderste, tweede en derde verdiepings maak. En kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg, alles vlees waar die lewenswesen is, alles op die aarde sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark ingaan. Jy en jou seuns, en jou vrou, en die vroue, jy en jou vrou, en die vrou van jou seuns, saam met jou. En van al die lewe wat alles vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om hulle saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wysie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte. En al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat is jou en hulle as voedsel sal kan dien. En Noag het gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. So bring ons môre by die woord. Noag was 'n man so na God se hart. Die Here het hom gekom en die Here het hom 'n opdrag gegee. Baie keer dan sit ek en u en die Here begin ons met 'n ding besig hou en dan twyfel ons of dit werklik die Here is wat met ons praat. Die Here gee vir jou 'n opdrag, of die Here vra vir jou iets te doen, of hy stuur jy dalk na 'n persoon toe, maar jy gee nie ag op dit wat die Here van jou verwag nie. So Noag het gekom en die Here het guns in hom bevind. Nadat hy gesien dat die aarde en die mense op die aarde was nie volgens sy wil geleef het. Maar Noag, sy vrou, sy seuns en hulle vrouens almal soos gister oor van die Here gewen en die Here het na Noag toe gekom en vir hom gesê ons moet 'n ark gaan bou met gowerhout en hy het vir hom gesê hy moet soveel el lank wees, soveel el breed en soveel el hoog. Nou as jy gekyk na die lengte, is so 135 meter wat die ark in lengte moes gewees het. Die breedte moes 22,5 meter gewees het en die hoogte so plus minus 13,5 meter. Dit is 3 verdiepings wat die hoogte moes gewees het. Hy was 'n venster op 'n sekere plek in die ark, as die venster ingerig het en ook 'n deur gesit het, waar ek in en uit beweeg. As ek gaan lees in die Bybel, kan ek nie regtig, ek weet nie regtig wat was 'n werksamp gewees of sy beroep gewees nie, maar ek lei af hulle het maar ook met hout gewerk. En hulle het ook maar skaal geboer en dit. En so ek dink ek weet nie of hy regtig 'n goeie ou was wat met hout kon gewerk het nie. Maar die Here het op hom besluit om hom te gebruik. As die Here dalk op iemand anders gebruik het, of iemand anders besluit het wat goed was met houtwerk. Op die einde van die dag kan hy terugstaan en sê, maar ek het die ark gebou. Dit was ek wat besluit het hoe lank hy moet wees, hoe groot hy moet wees, hoe hoog hy moet wees. Ek het besluit waar die deur moet kom en ek het besluit waar die venster moet kom. Maar nee, die Here is vir Noag gebruik. 'n nederige mens so na God se hart. En as jy nou 'n bietjie gaan lees, het Noag presies gedoen wat die Here van hom verwag het en wat die Here van hom gesê het. En hy het van niks afgewyk nie. Hy het niks bevraagteken nie. Hy het geluister na God se woord en hy het elke dingetjie uitvoer stiptelik soos die Here van hom gesê het hy wil doen. As jy gaan lees in die Bybel en dan gaan kyk na die tydperk wat dit geneem het, kan jy sien dat Noag omtrent 500 jaar oud was op daai stadium en dat die Here vir hom opdrag gegee het om die ark te gaan bou. En het omtrent toe hy 600 jaar oud was, tot hy in die ark kon beweeg. Saam met sy vrou en sy kinders en almal. So dit was omtrent so 100 jaar. Wanneer hy die opdrag gekry het, tot hy in die ark ingegaan het. So, ek sê nou al lankal, ek as mense nou lankal begin twyfel het en het ek die regte woord gekry. As jy vir my sê dit gaan begin reën, ek gaan die aarde verdel. Ek gaan dit binne 'n week of 2 verwag. Nou as ek kyk in die Bybel, as dit 100 jaar plus, wat al gevat het om die ark te bou. En jy moet jouself begin twyfel en wonder dat ek reg van die Here die woord gekry het.
Toe Noag hulle nog steeds in die ark in beweeg het. Want daar is al die diere gekom het en dan het almal in die ark beweeg. Maar met hierdie hele proses lang, die proses deur, die mense het hom gespot, hulle het vir hulle gelag. Hulle het gesê, nee, hier kom daar van Westkoppies af of iets. As geen nie reën nie, waarvoor bou jy hierdie ark? Maar hy was gehoorsaam nog steeds aan die woord van die Here. Wanneer die Here van gesê dat hy die ark inbeweeg, het dit 7 dae gevat, voordat die werk wat gaan reën het. So nog steeds, het dit nie dadelik hy die ark daar gebou is nie, en wat ons inbeweeg het, nog 7 dae verder. So ek sou weer begin twyfel het, maar ek is in, want dan kom die reën. Here, jy het vir my opdrag gegee, en wat gebeur nou? Toe dit nou begin reën, daar 7 dae wat hulle gewag het, en dit is vir 40 dae en vir 40 nagte lang gereën. En die water het oor die aarde gebly vir verdere 150 dae. Die ark het ter ruste gekom op die berg Ararat, en dan nog maande verder is gevat voordat dit droog was. Soos hulle nou, die slim mense sê, as hulle nou gaan kyk, die tydperk wat hulle in die ark was dit verder jare plus minus 10 dae gewees. Dis nou die slim mense sê, nie ek nie, dis wat die slim mense sê. So vandat Noag die opdrag het gekry, dat hulle moet bou, en was 100 jaar plus nog 'n jaar en 10 dae verder. Dus dit is 'n baie lang tydperk, wat hierdie ou nie getwyfel het in die woord van die Here nie. Wat die Here nou gekyk het, en vir hulle gesorg het, en vir hulle deurgedra het. Sorry, my mond is baie droog. En Noag het in die ark gebly, totdat die Here van gesê het, dis nou veilig om die deur op te maak en uit te beweeg. So, vir my, Noag was 'n baie gehoorsame man. Hy het na die woord van die Here geluister. En hy het nooit self die Here probeer oorsluit nie. 'n baie belangrike ding, wat ek oplet in hierdie hele proses, wat die Here vir Noag opdragte gegee het om uit te voer, het hy nooit die woord van die Here betwyfel nie. En die Here het vir Noag, daar's 3 dinge wat die Here nie vir Noag gesê het om te bou nie, in die ark nie. Die Here het nie vir Noag gesê om 'n spieelwiel in te sit nie. Ek weet nie dat hy 'n spieelwiel op gekry het nie, maar hy het nie 'n spieelwiel in gesit nie. Die Here het nie vir hom gesê om seile op die ark in te sit nie. Die Here het nie vir Noag gesê om 'n anker in te gooi nie, of 'n anker te bou nie. Nou, as jy gaan kyk, as jy 'n stuurwiel het, die stuurwiel, as die stuurwiel in jou hande is, jy besluit waarheen jy wil gaan. As jy wil links trek, gaan jy links, as jy regs wil gaan jy regs, as jy regs wil gaan jy regs gaan. So jy het volle beheer van waar jy nou pad is. Hier sou die Here besluit, nee, Noag, ek gaan jou wys waar jy moet gaan. So God het die rigting bepaal. Daar was geen seile nie, en geen menslike poging kon aangewend geword het om spoed te vermeerder of te verminder nie. Die Here het die pas bepaal waarteen hierdie ark voort moet beweeg. En dit was nie deur krag, windkrag of iets nie. Die Here het hierdie ark aangevoer, wat hy kan beweeg. Geen anker nie. Hy het geen anker gehad om vas te kan hou aan 'n plek van veiligheid nie. So as jy nou dink as mens, jy het nou ver genoeg gevaar, ons gaan 'n bietjie hierso uitkom vir 'n week, gooi die anker af, hier gaan ons wag. Dit was nie die Here se plan nie. Want Noag en almal wat saam met hom op die ark was, moes in alle tye volkome op die Here vertrou het. En dis wat die Here 'n plan gehad het met Noag hulle. Die volle betekenis van hierdie ark, as jy nou na geestelike oogpunt kyk, die ark was nie bedoel vir menslike beheer nie. Dit was gebou en beplan volgens goddelike beheer. So God het beheer geneem oor hierdie hele situasie. Want hy het guns bevind in Noag en sy gesin.
Nou, elkeen wat ons vanmôre wat hier sit, dit sit nie vanmôre hier, net omdat jy hier wil sit nie, of omdat jy gedwing word om hier te sit. Die Here het 'n welbehaag in elkeen van julle se harte. En elkeen van julle, toe die dag op die kruis gesterf het hy julle dier gedoop met 'n druppel bloed. So hy het 'n behaag in elkeen van ons. Hy het 'n behaag in elkeen waar ons beweeg wat ons doen, wat ons sê. Ons beweeg. Baie van ons het baie keer as jy persoonlike probleme, het omstandighede by jou werk. Jy kan al finansiële probleme hê, jy kan huweliksprobleme hê. Jy kan al met 'n siekte sit. Jy kan dalk sit met onvergewensgesindheid en so kan die lys aangaan met waarmee jy altyd sukkel. Jy kan baie keer sukkel om geloof in God te hê. Jy kan baie keer sukkel om te bid of die Bybel te lees. En dit is alles dinge waarmee jy sukkel as 'n mens. Maar hoekom, en dan kom ons, en dan baie keer aan sê vir die Here, U moet nou asseblief ingryp. Here, U moet nou kom beheer neem van my ark. Ek wil nou oorgee, Here, hierdie probleem is te erg vir my. Ek kan dit nie op my eie uitvoer nie. Ek kan dit nie deurvoer nie. Here, as jy dit as eer, dan is môre op U voete kom neersit. Maar ons as mens, ons sukkel met beheer. Ons sal altyd seker maak, dinge werk uit, na ons wil, en na die Here se wil. Ons vertrou God, maar baie keer begin jy jouself twyfel. As jy 'n saak met die voete van die Here neergelê het jy hom dan neergelê en jy moet nie terugkyk nie. Terwyl jy die saak met die Here se voete neergelê het, dan word jy aangeval deur vrees en onsekerhede. Here, wat as hierdie saak nie vir my uitwerk nie? Here, ek maak staat op U. Wat gaan met my gebeur as U nie vir my uitkomste gee nie? En jy begin twyfel in God, jy begin twyfel in jouself. Maar ek jy nou waymaker. Met my goddelike gebed bestorm. Met my God vir jou glorie hier. Hoekom dan twyfel? Baie keer raak ons ongeduldig. Soos ek vroeër gesê het, jy wil dinge vir God gee, maar jy wil dit toch self opbeheer. En dit is nie die regte ding om te doen nie. God werk op sy tyd en nie op my en jou tyd nie. Die Here, terwyl die saak by die Here se voete neergesit het, toets hy nog steeds jou geloof in hom. Hy kyk, wat doen jy in die omstandighede? Want dink my net as jy vandag bid en vanmiddag is die probleme uitgesorteer. Kan jy dan nog steeds dink, is God wat jy gedoen het? En jy dink jy is ek self uitgerig het? Maar wat ons van Noag kan leer, Noag was gehoorsaam en hy het die ark gebou sonder om te verstaan. So die Here het vir Noag opdrag kom gee en hy het gesê, jy moet 'n ark bou, hy het van my almaties en alles gegee en het gesê, jy moet 3 dinge vir my bou en Noag was net gehoorsaam. Hy het nie getwyfel in God nie. Hy het nie getwyfel wat God vir hom gaan doen nie, of sy gesin gaan ingryp en omstandighede vir hulle gaan verander nie. Want hulle het guns gewen in die oë van die Here. Hy het ingegaan toe God gesê het hy moet ingaan. Hy het gewag, al het dit lank gevat. En hy het net uitgegaan toe God gesê het hy moet uitgaan. Hy het nie self probeer koers verander of plan gegee om spoed aan te pas of homself beheer te neem oor die skip nie of oor die ark nie. Want dit was ten volle in die hande van die Here.
Die kernwaarheid, as jy regtig vir iets wat God gee, moet jy ophou om het weer te probeer terugneem en beheer te vat oor 'n situasie. Hoekom gee jy dit in die eerste plek vir God? Want in die eerste plek, jy het nie vir God gaan gee as jy as mens self wil opgelos het. Die las is te swaar. As jy kyk na Nehemia en soos moeilikheid, ek gaan dit nie op eie kom maak, die Here, vat dit. Dit leer ons net, as jy daai probleem by God se voete gaan neersit, dan sê jy vir die Here, hier is my ark. Jy hoef nie die stuur te neem nie. Jy hoef nie die wind te beheer nie, en jy hoef nie vas te klou aan jou eie onsekerhede nie. Wanneer jy bid en jy gee dit vir God, moenie ander incheck om te kyk of dit werk. Jy moet nie 'n plan B gaan bou nie. Herinner jy die hele tyd, God is in beheer en nie ek nie. Die kerngedagte hier is, as ek illustrasie gedoen vanoggend hierso, wat ek vir broer Sien gebruik het. Hy is 'n kenner op sy gebied met visvang. Soos ek die Here 'n kenner op met dit elkeen van ons lewens aan. Ek is broer Sien probeer indring met sy visvang. Ek wil vir hom vertel wat om te doen, maar ek het nie die kennis daarvan, om het te kan vertel wat om te doen. As ek vanmorgen 'n tema met reg aan hierdie woord ek môre uitgee, sal die tema seker wees, gee oor en vertrou net op my. So broers en susters, as julle vanmôre met 'n probleem sit, julle weet om dit aan God te oorhandig. Moenie kort gaan incheck om seker te maak dat die probleem nog daar is. Jy sal wel weet wanneer die Here vir jou deur oopmaak. Jy sal wel weet wanneer die Here jou oplig. Jy sal wel weet sonder twyfel dat die Here vir jou ingetree het. Ek het my gesin, baie van julle weet wat ons besig is om te doen. Dis al van laas jaar af wat dinge aangaan. En dinge wil dit nie na kant toe beweeg nie. Dinge trek te ver uit. En dan is dit die verskoning, dan is dit daai verskoning, en dan is ek op hierdie prokureurs, ek is op hierdie agente, en ek is op hierdie, want ek was nou die dinge uitsorteer. Maar ek bid, as jy vir Here, maar ek wil graag die hand sien beweeg in hierdie hele situasie. Maar die Here staan terug. Ons sit nie rosjie beheer nie. Ek wil nie oorgee aan God dat hy vir ons 'n plan maak nie. Ek wil nie oorgee aan God dat sy plan in werking kom nie. Ek wil dit nie toelaat nie, want ek wil beheer neem oor alles. Ek het seker 'n probleem by my werk. Die tipe werk wat ek doen, ek het 'n program van 5 jaar vooruit. Wanneer units gaan afkom, wat se werk gedoen gaan word, hoe lank dit gaan wees. Nou ek is in alledaagse lewe opgebou. Ek hoef nie te weet wat môre vir inhou, as my vertroue in God se hande is. As ek op God staat maak, hoef ek nie te weet wat môre gaan gebeur nie, want God is al reeds daar. Hy is al reeds besig om my jou dinge gelyk te maak en uit te werk. Met die hele storie praat ek eendag met Pastor Henny, ek sê Pastor Henny, nee man. Al die woorde te kry van dit wat ons wil doen, is alles positief. Alles is in die regte rigting. Ek is Christus gekry, ek is geroep om seker dinge te kom doen. Maar wat gaan aan? Hoekom wil dinge nie vir my uitwerk nie? Pastor Henny sê vir my, die Here sê, jy moet begin terugstaan. Jy moet nie probeer beheer vat, maar ek weet nie sal is nie. Los dit in my hande, dan dinge vir jou uitsorteer. En die Here wil vanmôre vir elkeen van julle sê, dit waarmee julle sukkel.
Dis hier soos 'n berg voor julle lê, dit kan net 'n klein mol so eintlik wees. Maar dit ophou interfereer. Want die Here weet soos om vir ons goed te doen. En as jy volkom op die Here gaan vertrou, gaan hy jou oplig, hy gaan jou versterk, hy gaan jou deurdra. Ek wil vanmôre broers en susters daai pakkie waar jy sukkel. Daai dingetjie wat jy terug en wat jy môre vir die voete van die Here gaan neersit. Jy moet volkom op hom vertrou en terug staan. Moenie probeer inmeng waar die Here mee besig is jou. Moenie inmeng waar die Here vra maak vir my 'n pad, maar jy wil jou eie pad gaan maak nie. Staan terug dat die Here vir jou intree, dat die Here vir jou inbeweeg. Ek gaan vanmôre vir julle skrif lees in Spreuke 3 vers 5 tot 6. Die Here sê vir jou, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis 'n skrif wat met my gepraat het. Dis 'n skrif wat vir my sê, as jy iets vir die Here oorhandig het, staan terug. Moenie kom inmeng nie, moenie kom seker maak of die Here besig is om vir jou pad oop te maak nie. Die Here sê, vertrou op my en ek gaan vir jou paaie gaan gelyk maak. Jeremia 17 vers 7 sê vir jou, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die waters geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar uit te kom nie. Maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy nie op om vrugte te dra nie. Weer eens 'n skrif uit die woord van die Here wat vir jou sê, maak staat op my en ek gaan jou laat floreer. Los jou probleme by my en ek gaan dit vir jou so uitsorteer. Die volgende skrif wat ek gaan lees is rus en vertroue, ek gee vir jou rus en vertroue op moeilike tye, Matteus 11 vers 28. Matteus 11 vers 28. Matteus 11 vers 28 sê vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. So as die Here vir jou sê, kom na my toe as jy bemoeid en belast is, kom los die probleme met my voete, en ek gaan jou rus gee, as dit 'n duidelike teken dat jy moet terugstaan, jy moet wag dat die Here vir jou intree, en jy moet nie gaan inmeng nie. Die volgende skrif is in Filippense 4 vers 6. Sodra jy daai pakkie gevat en jy voor die Here se voete gaan neersit, sê die Here vir jou, moenie terugkyk nie, moenie kom krap, waar ek nie jou hulp nodig het nie. Jy het aan my toe gekom vir hulp. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles wat deur gebed en spreek met danksegging bekend word by God. Amen. En die vrede van God, wat al verstand boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Broers en susters, is 'n duidelike teken wat vir my sê, staan net 'n bietjie terug. Here, ek wil volkome op U staan. Here, ek vertrou in U hande werk. Here, ek vertrou dat U vir my gaan intree, Here. Here, nie volgens my plan nie, maar volgens U plan. Here, nie volgens my wil nie, maar volgens U wil, Here. En Here gaan vir jou intree. Ek weet, ons het 'n almagtige God, wat wonderwerke verrig in almal van ons lewens daagliks. Wanneer jy voorgee, die oomblik wat jy voorgee in die hand van die Here, beteken dit, jy sê vir die Here, ek weet U is in beheer van my lewe. En ek maak op U staan. Jy staan terug en jy vertrou op God. Partykeer verstaan jy nie hoekom dinge gebeur nie. En hoe lank dit gebeur nie. Maar jy moet staan, jy moet terug staan en jy moet staat maak op die Here. Dus my woord wat ek môre vir julle kom aflewer het, is doen ek julle eie insig te staat maak. Maar staat op die Here.
As jy daai pakkie neergesit het, is jy nie nodig om te in Kulkort te gaan kyk en rond te praat en te vra, Here, hoe lank sal nog nie? Ons is mense baie keer ongeduldig. Ons wil hê dit môre of oormôre gebeur, die Here gaan met intree. Maar in die tydperk moet jy wag. Daai een liedjie sê ons, al prys hom in die hallway. En terwyl jy in die gang wag, loof hom en prys hom tot die Here vir die regte deur oopmaak. Dan beteken maak jy vir jouself die verkeerde deur oop. So van môre af, broers en susters. Ek gaan vir julle vra om môre op te staan. Wie van julle kan opstaan? Ons gaan net so vinnig 'n gebed doen. Nou ek vir julle lekker wil doen môre. Grote God en almagtige Vader, Here, ek het môre hierdie woord kom af vir jou, so verkeerd op my. Here, jy sê vir die gemeente, is môre vat, Here, en as hulle eie maak, Here. Vir vanmôre kom bid ons van Here met daai pakkies waarmee hulle sukkel, Here, die probleme wat hulle tuister, Here. Hulle vanmôre, Here, voor die voete kom neer, Here, vanmôre as jy kom vra, Here Jesus, Here. Jy weet wat die beste is vir elkeen van ons, Here. Here, ek vanmôre kom vra, Hemels van Here, die hele laste van hulle skouers gaan kom afhaal, Here. Here, jy sê dat jy hulle bekommernis gaan wegvat, Hemels van Here, ag, Here, daar waar gebeure opgaan, Here. Wat beteken van hulle voel, Here, ek bid nou al 'n jaar, ek bid nou al 2 jaar. Ek bid nou al maande, maar ek sien geen uitweg nie. Ek weet jy is besig om te werk in die donker, Here. Here, jy maak vir hulle baie oop, Hemels van Here, maak vir hulle baie gelyk. Ek is vanmôre kom bid jou van Here, dat hulle volkom op U gaan begin vertrou, Hemelse Vader, Here. Here, na eie ek, Hemels van Here, dat hulle gaan afbeweeg, Here. Dat elke van ons môre 'n stap of 2 gaan teruggee, Hemels van Here, en dan volkom gaan oorgee aan U, Here. En dan môre gaan sê, Here, ek vertrou op U, Here. Hemelse Vader, ek môre vir U dank, Here, wil U vir elke môre van hierdie gemeentelede gaan doen, Here. Here, as U kom toe, die lof, Here, wil ek nou vir Vader. Tot 'n lengte van dae. Amen. Amen. Môre oorhandig vir jou notas. Dat ons laaste liedjie sing. En ek hoop julle het môre iets gehoor van leer die woord. Want hierdie woord het nie net na U toe gegaan nie. Hy het teruggekom na my. Ek het môre met myself gedoen. Want ek wil dinge by eie doen nie. Ek wil vir die Here vertel hoe dinge met my lewe te doen. Dit was nog om staan te doen. Maar ek is 2-3 weke terug en ek stop nie terug. Ek het gaan bely dat ek wil inneem die Here. En ek weet die Here gaan ons dinge waar maak. Tot die naam magtig. Alle eer aan die Here. Broers en susters, ek vra julle verskoning vooraf. Ek het my baie keer uitgetrek. My vrou was ek kan nie mooi sien daar nie. Ja, dit is my verskriklik wonderlik hoe die Here met 'n mens werk en hoe die Here vir jou begin besig hou met iets en vir jou woord gee en die orkes het nie vanoggend geweet waar ek kan kom preek nie. En die liedjies en die musiek en alles het so vooraf saam in die preek ingegaan. Of die Here dit vooraf beplan het. En ons het nie met mekaar gepraat voor die tyd nie.
Vanaand weer, as jy begin in die woord bring vanaand, en nie ek weet waaroor hy die Here mee besig hou nie. En baie liedjies ons sing, I'm so glad that Jesus lives with me. Amen. Satan had me bound, but he set me free. Ek wil vanaand praat oor, jy kan nie dieselfde bly, of dieselfde persoon wees, as jy besluit om die Here te begin volg. Baie mense wil God se seën hê, en baie mense wil God se guns hê, en hulle wil almal God se deurbraak hê. Maar hulle kom in, en hulle kom sit in die kerk, maar hulle is nie bereid om te verander nie. Hulle is nie bereid om oor te gee nie. En die lewe wat hulle lei, of die lewe wat hulle gelei het, voordat hulle nou besluit hulle wil regtig die Here begin dien, is hulle ook nie van plan of gewillig om af te sien en af te sterf nie. So die waarheid bly, jy kan nie vir Jesus volg en dieselfde bly nie. As jy vir die Here begin volg, moet jy verandering in jou lewe agterkom. Die mense om jou familielede, jou bure, die mense wat met jou wie jy werk, moet sien, maar wat het in hierdie ou se lewe verander? Hy het altyd die meer gehad, hy was altyd vanaf van woorde, hy het nie op hom laat wag nie, hy het hulle som aangeval, en daar is 'n groot verandering in sy lewe. En hulle moet dit begin sien in die lewenstyl wat hy gedoen het, as hy die Here aangeneem het. Ek in Romeine 12 vers 2 is geskryf, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle nie kan beproef wat die goeie en die welgevalle en die volmaakte wil van God is. So, as jy nou werklik besluit om die Here te dien, moet jy besluit om hom met gees, siel en liggaam na te streef en te volg. En jy moet afsien van die ou jy, die ou sit nie, die ou sien. En as jy nie mense lewe soos wat in die wêreld geleef het voor die tyd nie. Jou lewe verander eers wanneer jou denke begin verander. So, wat jy kyk, wat jy luister en wat jy dink, vorm jou lewe. So al die goed waarmee jou ophou, as jy na die verkeerde goed kyk, as jy die verkeerde goed nastreef, jou lewe straal daai goed uit. So die mense kan nie dan Christus in die lewe sien nie. In 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. As jy besluit om die Here te dien en om na te volg, en ons almal weet van sondebelydenis, en as jy jou sonde gaan bely het en die saak gaan regmaak met die Here, ek het vanoggend gepraat oor 'n pakkie wat jy by die Here se voete gaan neersit, of iets wat jy agterlaat en jy moenie weer aan gaan kraak nie. So, as jy sonde gaan bely en jy het daai pakkies gaan neersit, moet jy nie weer aan gaan kraak om te gaan kyk of jy dalk verlossing gekry het. Jy moet glo die Here het klaar verlossing gegee. En jy moet lewe volgens die wil van God. As jy dan jou lewe oorgee aan die Here, is jou lewe nie meer, of jou identiteit is nie meer in jou foute nie, maar as jy identiteit gelykvormig aan wat God van jou verwag moet wees. So jy die ou self afgesterf, en jy is nou in God se wil, die lewe volgens sy wil. In Matteus 4 vers 19, en hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. So as jy nou jou lewenstyl begin verander het, en jy begin die Here navolg,
die mense moet die verandering in jou lewe kan sien. En hulle moet jou begin volg. Hulle moet jou vra, maar, Flippie, wat het in jou lewe gebeur? Waar het die verandering plaasgevind? Vertel vir ons meer. En jy weet wat ek kan vertel van die Here, wat die Here in jou lewe verander het. Hoe die Here vir jou 'n nuwe identiteit gegee het in hom. En dis wanneer jy visser van mense word, om siele vir die Here te kan wen. Want die Here roep jou, hy verander vir jou, en hy gee vir jou spesifieke doel. Want elkeen van ons is naam in hierdie kerk sit nie net hier vir wat hierdie kerk is nie. Elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n ding wat ons vir die Here moet doen. Toe my broer ons uit die kerk ingekom het, ek het nooit geweet hy speel gitaar nie. Die Here het hom 'n talent gegee, en die Here gebruik dit as 'n talent in ons gemeente. Soos elke persoon wat sit, het 'n talent van God af gebruik. My suster, wat daar staan, sing vir ons voor, my broer, die mense wat vir ons drumme speel, die musiekinstrumente bespeel. Ek is baie keer verbaas om te sien wie speel en hoe goed hulle kan speel. Want die Here het vir daai talent gegee, ja. So, en Jesus sê ek vir jou, as jy my volg, sal ek jou verander. En Jesus sê nie vir jou, volg my, soos jy is nie. Want as jy die Here wil begin volg, moet daar begeerte in jou hart wees, om die ou self af te sterf, en in Christus te kan begin lewe. Jy moet soos ek jy dan nou in Jesus verander, gaan jou praat gaan verander, jou denke gaan verander, en jou gewoontes gaan verander. As mens my 'n paar jaar terug gesê het, ek gaan 'n woord hier voorbring, en ek gaan sê nie, dit is die koekoes. Nie ek nie. Dit is nie ek nie. En daar is so baie goed wat ek moes afgesterf het, afgeleer het. En ek is nog steeds op die plek waar ek wil wees met God nie. Ek streef daarna om nog te kan verbeter in my groei in God. Maar baie keer dan gaan ek plek en ek sê vir net, ek sê van, ek het nie eens kwaad geword vir daai nie. Ek sê hom nou 'n bietjie lekker vertel het ook. Dis hoe die Here vir jou verander as 'n mens. Hy vat goed van jou weg en dan eendag besef jy net maar. Ek daai ding is nie meer by my. Die Here het my klaar verlossing gegee oor dit. En as niks verander nie, het niks regtig gebeur nie. Dit wat jy vashou moet jy agterlos en jy moet vorentoe beweeg. Jy kan nie aan die wêreld wil vashou en aan God nie. Jy gaan een van die twee moet kies. En ek kies God. En ek wil elke vanaand Jesus sê dit God gekies. Want anders ons nie gewees het nie. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en ons volharding die weg loop wat voor ons lê. So, die sondes wat jou kwel, die goed wat jou vashou, die goed wat jou weerhou om op 'n mooie geestelike vlak met God te kan groei, moet jy aflê. Jy moet dit los. 'n baie goeie ding is om uit te gaan bely en vir die Here te vra, Here, gee my verlossing oor hierdie goedjies wat my kan terughou. Maak my sterk dat ek nie kan vashou nie en nie kan vasvang nie. Jy dra goed saam met jou, wat jy nie eintlik saam met jou moet dra, as jy nie die verlossing oor hierdie goed kry nie. En jy kan nie vorentoe beweeg, as jy vasgevang is in iets, wat nie regtig die wil van die Here is nie. Sonde maak jou stadiger, emosionele laste hou jou vas, en jy moet dit doelbewus los. Jy moet vir die Here vra, Here, maak my vry. Geef my oorwinning oor 1, 2, 3 wat my weghou om nou te kan beweeg.
Die dinge wat jy moet los, as jy nou net 'n paar benoem, dit is sondes, verkeerde vriende, ou gewoontes, trots, onvergewensgesindhede. Onvergewensgesindhede kom jy op. Nie oorwinning wat kry nie. So, jy moet daar gaan staan en jy moet vir die persoon wat jy eintlik kan vergewe, jy moet hom gaan vertel, ek het jou broer, ek het jou lief, dit wat jy my gedoen het, ek vergeef jou daarvoor, ek spreek jou vry. Dus jy sal nie kan vry self, as jy self nie kan vry spreek nie, kan die Here nie jou nie vry maak nie. Party mense bid om 'n nuwe lewe te kry, maar hulle hou nog steeds vas in die ou dinge. Jy kan nie vir die Here bid om vir jou 'n verandering in jou lewe te doen, en jy bly terugkyk na hierdie pad, jy nog steeds hier gaan krap en gaan kyk, het ek regtig oorwinning oor hierdie, ek gaan my onvergewensgesindheid gebruik. Jy het ek regtig agtergelos. Ek kyk so na, 'n arend is gemaak om baie hoog te kan vlieg. Maar as jy hom in 'n hok hou, sal hy nooit sy doel gebruik nie. Party Christene is gered, maar hulle is nog steeds vasgevang in hierdie hok, soos hy arend vasgevang is in sy hok, en hy kan nooit sy volle potensiaal bereik, vir die doel wat hy geroep het om vir die Here te kan doen. En ek en jy is gemaak vir meer. Ons is gemaak om vry te kan wees, om vry te kan spreek, om ons lewe vir die Here in die Here te kan wy. Groei gebeur buite jou gemaakte sone. Jy kan nie wil terugsit op jou bank in die sitkamer en verwag jy gaan groei nie. Jy kan nie verwag om 'n diens op Sondagoggend op die TV-skerm te kan kyk en verwag jy gaan groei nie. Jy kan nie groei as jou vrou kerk toe gaan. Nee, nie saam. Jy kan nie groei as jou man kerk toe gaan en nie wil hê. Dis 'n werk wat op elkeen van ons van elkeen van onsself afhang om te kan groei in Christus. Niemand van ons hou van 'n verandering nie. Jy kan nie 'n nuwe steen dra wat die Here vir jou stop het met 'n ou lewe nie. Jy moet 'n nuwe lewe aanneem. Jy 'n nuwe steen wat die Here op jou lewe gaan toevoeg. Ja. Daar is baie mense wat vanaand so sit in die gemeente saam met ons, wat sukkel om iets te kan los, of om iets te kan regmaak, en hulle sukkel om verandering te kan aanvaar. Baie keer staan jy uit direkte konfrontasie uit. Jy het 'n geheeltelike gehoorsaamheid, maar jy is ook tog nog steeds ongehoorsaam aan die woord van God. Jy weet wat die Here van jou verwag. Jy weet die Here verwag van jou om 'n mooi lewe te lei, maar nog steeds hier agter die deur waar jou vrou nie kan sien nie, kyk jy dalk ek nie moet bly nie. En jy gaan nooit so kan groei of kan ware vrywaring kan beleef nie. Jy kan nie half vir God lewe. As jy besluit om God te dien, moet jy met volle oorgawe doen. En dis wat die Here van elkeen van ons verwag, om voluit vir hom te lewe. Ja. So, dit hang van ons elkeen af, om vanaand te besluit te maak, om die ou self af te lê, en die nuwe ek op te neem, en te begin lewe, en vir God 'n spreekbuis te wees na buite. Nie net 'n spreekbuis nie, maar ook nou die hoe wat ons lewe, en hoe die mense jou gaan sien. Hulle gaan die verandering in jou lewe raak sien, as jy die dag besluit, om volkome oor te gee. Want ons het gelees, die Here maak vry. Duur gekoop deur Jesus bloed. Dankie vir ons. Dis die einde. See my house,